Ons dierbare, kosbare Vader in die hemel, wanneer ons in u huis is op u heilige dag, dan is dit soos 'n lied in ons hart, om te weet, u is in nabyheid, u is in u teenwoordigheid by ons, en u koester elkeen wat u is. En ons vra dat u met ons sal wees, deur die loop van die verrigtinge, en dat ons by u kan wees, en dat u Heilige Gees met ons sal praat in ons harte, en ons verstand, en ons weet, dat ons met u kan wandel, nie net in gebed nie, maar ook in u heilige woord, u heilige skrif. So bid ons, en ons vra u, tot eer en verheerliking van u heilige naam, Jesus Christus. Amen. Ek het hierdie opskrif vanmôre hierso, eksegese. Dit het my nogal baie interessant opgevang, en ek het besluit om daaroor te praat. Eksegese is om nader te kyk oor 'n teks of 'n skrifgedeelte, om onder andere die oorspronklike betekenis daarvan te ontdek, asook die konteks waarin dit geskrywe is, en die bedoeling van die outeur. En ons weet wie is die outeur, Jesus Christus. Eksegese kan ook in historiese, kulturele en taalkundige aspek van die teks ondersoek word. Daarbenewens is eksegese vir die Christen die noukeurige ontleding van die skrif met die oog daarop om persoonlike waarde uit die woord van God te put, wat met jou meer van God, sy liefde, sy genade sal vertel, om sodoende God beter en persoonlik te leer ken. Daarom is dit krities, noodsaaklik, om oor elke teks in die Heilige Skrif na te dink, om die gedagte met ander skrifgedeeltes te vergelyk en dit persoonlik te maak. Wie van julle ken Jesaja 55? Enigiemand? Dis 'n besonderse geskrifgedeelte daai. Jesaja 55 is een van die bekendste gedeeltes in die Bybel wat tot elke hart spreek. Die boodskap van Jesaja is 'n openbaring van God se onbeskryflike liefde en genade wat hy aan elkeen bied. God nooi ons uit om hom, die lewende water te kom, om ons dors te les. Die brood van die lewe bied ook versadiging. Daar's altyd 'n diepe dors en 'n dieper honger. Ek weet nie van julle nie, maar elke oggend as ek opstaan, ek kan nie wag om met die Here te gesels nie. Die woord van God, as jy dit lees, inneem en uitleef, versadig dit jou diepe verlange. Almal dors na geregtigheid, vergifnis en genade, omdat almal gesondig het. Dit is een ding om die skrif te lees, maar wanneer jy 'n teks of 'n gedeelte van die skrif lees, moet jy ook daaroor pyns en elke gedeelte goed oordink en sien wat die skrif vir jou persoonlik wil sê. Kom ons maak oop by Jesaja 55 vers 1 en 2.
Dit sê daar. Die opskrif is nogal interessant, 'n dringende uitnodiging. Die Here nooi jou uit. O almal wat dors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. En dit sê vir ons hierso, dat Jesaja 55 vers 1 sê vir ons, en dink daaroor na, en maak dit jou eie, en plaas jou naam in elke belofte, vermaning en oproep. Vers 2 sê vir ons, vra die Here vir my, om stil te staan, en na my lewe te kyk, en om te sien, of ek nie dalk die hele wêreld najaag om 'n verdienste te maak. Om plesier wat die wêreld bied eerste te stel, bo my verhouding met God en ook my ewige lewe nie. Dis iets om oor na te dink. Die lewe van vandag is so erg en so de mekaar, dat ek dink partymal spring ons uit die bed en ons vergeet van alles, want ons het soveel dinge om te doen. En ons besef nie, ons moet eers stil raak en hoor wat die Here vir ons wil sê die oggend. Die lewe is maar 'n oogknip in vergelyking met die ewigheid wat God voorberei. En aan ons bied vir diegene wat hom liefhet en eerste bo alles stel. Stel ons die Here eerste in ons lewens. Is dit ons eerste gedagte? Is dit ons laaste gedagte? Is dit ons gedagte deur die loop van die dag? Bepeins ons dit? Dink ons daaroor? Is daar gedeeltes in die woord wat in jou gedagtes kom, in jou hart kom, wat die Here dalk met jou praat, en vir jou sê, luister, ek is hier, want jy is kosbaar vir my. Baie mense hoor, maar luister nie. Luister beteken om aandag te gee en te doen wat die Here behaag. Baie ken die skrif, maar ken nie die verlosser van die skrif nie. Kom ons haal uit die skrif en kyk wat hier verse vir ons spreek. Nou almal ken 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Dit sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees in elke goeie werk, volkome toegerus. In Psalm 119 vers 105 ken ons almal. Almal ken dit. Maar ek wil hê julle moet blaai na Spreuke 30 vers 5 tot 9. Dit sê hierso, elke woord van God is gelouter. Hy is 'n skild vir die wat by hom skuil. Voeg by sy woorde niks by nie, sodat hy van jou nie rekenskap vorder en jy as 'n leienaar openbaar word nie. 2 dinge vra ek van u. Onthou dit nie aan my voordat ek sterf nie. Hou valsheid en leentaal ver van my af. Gee my nie armoede of rykdom nie. Laat my geniet die brood wat vir my bestem is.
dat ek nie, as ek oorversadig geword het, U verloon nie. En sê, wie is die Here? En dat ek nie, as ek arm geword het, steel en my aan die naam van my God vergryp nie. Klink dit nie baie bekend nie? As ons verkeerde gedoen het, waarheen hardloop ons? En dit is eintlik baie hartseer om te sien hoeveel mense daar buite gebruik die Here as 'n noodwiel en nie as 'n stuurwiel nie. Dan wil ek graag hê dat ons na Jeremia 29 vers 11 en 13 toe gaan. Ek dink ons almal ken hom. En dit is eintlik my dierbare dogter se geliefde deel in die Bybel. Wat sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. En julle sal my soek en vind, as julle na my vra, met julle hele hart. Wat sê dit hier vir ons? As ons gedagtes 24/7 by God is, en ons verlang na hom, gaan hy ons aanhoor, en hy gaan weet, my kind het my nodig, laat ek luister, laat ek vir haar gee, of vir hom gee wat hulle nodig het. Dit is hoe ons verhouding met hom moet wees. Dan wil ek ten laaste, voor ek afsluit, wil ek met 1 Johannes 1 vers 5, ekskuus. 1 Johannes 1 vers 5. Dit sê hierso, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het, en aan julle verkondig. God is lig, en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het, en in die duisternis wandel, dan lieg ons, en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Waarom wil ons nie maar 24/7 in sy teenwoordigheid wees nie? Al werk ons, al doen ons se werk. Ons is maar net 9 ure by die werk. Die res van die tyd is dit vir ons gegee. Ek weet ons moet winkels toe gaan, ek weet ons moet dinge gaan doen. So baie dinge om te doen. Maar terwyl ons stap, laat ons die Here in ons gedagte hou. Dit is baie belangrik. Ek wil hierdie gedagte met julle laat. Neem hierdie volgende gedagte in volle wese. By die put van Jakob het Jesus aan 'n sondige vrou lewende water aangebied. Sy kon nie die lewende water bekostig nie uit haar eie uit nie. Niemand kan die lewende water koop nie. Niemand kan enigiets doen om sy verlossing te bewerkstellig nie. Maar die Here Jesus Christus nooi ons om sonder prys te kom koop. Kom ons gaan na hom toe. Kom ons gaan staan by Golgotha. En ons los alles by daardie kruis. En sê, Here, ek los dit vir U. Dis U wat nou moet dit uitsorteer. Ek wandel nou met U. Ek wil U almal vra vanmôre wat U is. As U weet van enige iemand wat tekort het aan die waarheid, reik uit na daai persoon. Ek vra U asseblief.
En ek wil afsluit met Matteus 11 vers 28. Hierdie gedeelte sal altyd by my bly, want ek is op die 28ste November gedoop in 2021. En ek beskou hierdie gedeelte my eie. Dit sê hierso: Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Hoor julle dit? Julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Ek wil dit ook noem dat die hele evangelie boodskap word in die eerste gedeelte van Jesaja 55 saamgevat. En laat ons weet dat Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Amen. Ek wil hê ons moet luister na hierdie lied van 'n groepie wat dit sing omtrent die lewende woord. Dankie. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ, the Blessed One, gives to all wonderful words of life. Sinnerless to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweetly echo the gospel call, wonderful words of life. Offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus, only Savior, sanctified forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life.
ons maak ons oë toe. Ons onbeskryflike, onsienlike Vader in die hemel. U liefde word vir elkeen uitgestrot op hierdie aarde. Maar dit is nog steeds ons besluit of ons dit sal aanvaar of nie. Maar wanneer ons in u heilige skrif dit lees, spreek dit net van liefde en genade. Van Genesis tot Openbaring. En hoe kan ons rug draai daarop? Want u is ons voorsiener. U is ons verlosser, ons heilige koning, ons almagtige heiland, die skepper en ons saligmaker. Here, wees met ons deur die loop van die Sabbat, vir die res van die tydperk, wees met die mense wat die Sabbatles gaan aanbied, wees ook met die prediker wat die preek gaan uitlewer, Here, dat dit nie hulle woorde is nie, maar die woord wat u uit die troonkamer vir ons sal stuur, en dat u van sitplek tot sitplek sal gaan, en elkeen sal koester met die woorde wat uit u lewende woord kom, en dat ons sal dors en eet van dit wat u vir ons sal gee. Ons dank u daarvoor, en ons loof en prys u kosbare heilige naam, Jesus Christus. Amen.